En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blinkklere. En toe hulle baie bevrees word, met hulle aangesigte na die aarde toe buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Here, dis opstandingssondag. Dis 3 dae later. Vrydag hier rondom ons hemelse tafel, die tafel, het ons die voorreg gehad om gevoed te word, Here, geestelik. 'n Dors wat ons nooit sal hê nie, Here. 'n Honger wat ons nooit sal ervaar nie. U liggaam, brood gebreek vir ons, u bloed, die beker gevloei vir ons. Vanoggend, Here, die vreugde. Die graf is leeg. U het waarlik opgestaan. Wees dan, Here, ook deur die Gees in ons vanoggend. As ons dit vier, feestelik. U het waarlik opgestaan. Amen. Wat 'n voorreg dat ons ook vanoggend hier saam kan wees. Ons het Vrydag die traumatiese wat op Goeie Vrydag gebeur het, met mekaar gedeel. En ja, Vrydag het ons probeer om die legkaartstukke van Jesus se laaste 7 kruiswoorde op die tafel te sit en daaruit vir onsself ook dit wat hy vir ons wou sê, het ons kom hoor by hom. Vanoggend gaan ons 'n bietjie verder as ons kyk na sy opstanding. En ons gaan kyk na die etlike verskynings wat daar was. En saam gaan dit vir ons ook hierdie legkaartstukke 'n legkaart, 'n duidelike legkaart vorm van die opstanding van die Here. As ons die term gebruik verskyning, wat bedoel ons daarmee? As ou wil uit die Grieks uit die essensie daarvan kry, is dit 'n gekoppel aan 'n bonatuurlike vermoë om te verskyn en aan die ander kant om te verdwyn, was nie dit wat 'n gewone mens kon doen nie. Dit was slegs moontlik waar God en sy bonatuurlike krag en almag ter sprake is. Soos Vrydag gaan ons by die verskillende weergawe van die evangelie en ander skrywers van die Nuwe Testament stil staan. Die interessante, as ons dit gaan lees, kan jy dit nie direk met mekaar vergelyk. Langs mekaar sit en verwag dat elkeen presies dieselfde weergawe gaan gee nie. Hulle mensheid kom na vore dat elkeen 'n ander belewenis, elkeen ander fokuspunte gehad het, hoe dit beskryf word. As jy kyk na die uitbeelding van die kruis vanoggend, een van die beskrywings rondom die graf van Jesus, is dat Jesus 'n graf in 'n blommetuin was. Daar was sy graf. En ons weet, die tyd toe Jesus gekruisig is, was lente. So as jy 'n graf in 'n blommetuin het, wat is die logiese gevolg? Daar was baie blomme. Iets daarvan beeld ons vanoggend uit met die blomme wat ons gebring het. Maar die simboliek wat daardie skrywer vir my en jou wou deurgee,
is juist dit, dat enige iets wat baar, soos die koring, soos die druiwe, dit eers moet sterf. Die koringkorrel moet sterf, die druiwekorrel moet sterf, voordat dit kan word wat dit moet wees. Dieselfde simboliek, Jesus se graf dan in die tuin, hy moes sterf, en hy het opgestaan, en hy het in 'n ander gestalte begin leef. So ja, dis ons voorreg om sommer vandag ook net iets doodgewoon, soos die kruis, en dit wat rondom die kruis is te vat, en daaruit kan die Here ook deur sy Gees in my en jou lewe inspreek. Maar eers wil ek saam met ons kinders so 'n gedagte of twee deel. So ons kinders, julle kan sommer hier voor by Tannie Mariaan kom sit, reg agter haar is plek, kom sit julle gou hier. Ek wil so 'n bietjie met julle gesels. En die wat dalk te bang is om hier te kom sit, as ons klaar gesels het en ons gaan 'n paaseier gee vir hulle wat hier gesit het, kan jy wat in die bank is ook gou jou paaseier kom haal. Maar ek hoop julle is nou ooreed dat julle sal kom. As ouma gesit by ouma. Daar sy. So, vanoggend wil ek vir julle 'n groot woord leer. Daardie woord is almagtig. Nou julle onthou, ons het Vrydag gesê, dat liewe Jesus se kruis en liewe Jesus se liggaam het 'n brug gevorm. 'n Brug tussen God en mens. En dat sy dood dit moontlik gemaak het, dat ons sondes vir altyd vergewe is, en ons elke dag 24 uur toegang tot hom gehad het. Want voor sy kruisiging moes sy kinders tempel toe reis. Hulle moes 'n lam gaan offer, en so is hulle sondes vergewe, en het hulle weer met hom versoen geword. Na Jesus se kruisiging kan ek en jy op ons knietjies gaan, en ons kan bid en sê, liewe Jesus, ek is jammer vir wat ek vandag verkeerd gedoen het. En liewe Jesus het vir ons gesê, dan vergewe ek julle. Ouma, sal jy help? So, vandag gaan ons verder, ons weet dat liewe Jesus opgestaan het. Maar daar moes iets gebeur het, want ons kan nou vir onsself indink, iemand wat dood is. Dis nie net vir opstaan nie, niemand van ons as mense kan dit doen nie. Maar Jesus het dit gedoen. Die krag van God sy Vader het vir hom in die graf kom aanraak, en hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Nou, met dit het iets ook gebeur. Daardie krag van God het deel geword van hierdie wêreld. En toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy vir sy disippels gesê, vir elkeen van julle gee ek my gees om in julle te woon, en daarmee saam my krag, dieselfde krag wat vir my gegee is en waarmee ek opgestaan het uit die dood. So ek het gedink, as ons sommer na die ballonne kyk om iets daarvan te sê. Hier is 2 ballonne, en kom ons sê, dis voor die kruisiging. Dit beeld ons as mense uit, en ons is op aarde, maar daar's nie hierdie spesiale verhouding wat ontstaan het met Jesus se dood en sy opstanding nie. Dieselfde 2 mense nadat Jesus opgestaan het, nadat sy krag deel geword het van ons lewe. En julle kan sien hierdie ballonne, daar's iets anders in hulle. Hulle is gevul met iets. En dit is dit wat vir my en jou na sy opstanding moontlik geword het, dat sy gees in my en jou kan woon, en dat ek en jy deel het aan sy krag. So ons gaan vanoggend bietjie daaroor gesels, maar vir julle net, dat julle dit kan sien, en op 'n ander manier kan onthou. Wat het gebeur? Daardie Sondagoggend, die krag van God sy Vader, het oor hom gekom, waar hy gesterf het en dood gelê het in daardie graf. En hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, hy het mens geword,
En Jesus gesê, hierdie krag in my, gaan ek deel met elkeen van my kinders. En toe hy opgevaar het, het hy gesê, ek gee my gees vir julle, om in elkeen van julle te woon. Ons gaan vandag 'n bietjie verder daaroor gesels. So dankie dat julle vanoggend net vinnig hier by my kom sit het, dat ons sommer saam 'n nuwe woord kon leer, almagtig, dis die krag van die Here wat in my en jou is. Kom kry vir julle enetjie, en julle kan gerus weer gaan sit. Dankie julle. Is daar van ons kinders wat dalk in die banke bly sit het, dat ons vir julle ook enetjie kan gee. Charlie, ek stuur af, daar kom hy. Daar sy. Het hulle gekry. Kom ons gee vir hulle ook. 'n belofte maak skuld. Daar sy. Sy stuur sommer aan. Goed. In lyn met Vrydag is daar iemand wat met die paaseiers oorgeslaan is. Daar agter is nog een van ons kinders. Kan iemand hom gou kom haal met groot liefde? Ek los hulle sommer net hierso. Praat ons van Opstanding Sondag, het ons 'n groot dilemma as mense. Ons het 'n verstand, 'n rede, en die vraag vanoggend wat ek en jy moet regtig eerlik antwoord, glo ek en jy dat hy waarlik opgestaan het? Voor ons dit antwoord, as ek sê ek glo hy het waarlik opgestaan, glo ek dat hy as mens gesterf het, 3 dae in 'n graf gelê het. En op die 3de dag, dat die lewe in hom teruggekom het. Hy opgestaan het, en uit daardie graf uitgestap het. Ek vra weer, glo ek en jy dit? Niks wat die Here Jesus op aarde kom doen het, was sonder 'n rede nie. As ons kyk na die verskeie aantal verskynings, wat begin het die dag toe hy opgestaan het, Thomas spesifiek 8 dae later, en verder, dan kom ons agter, daar was 'n goeie rede, daar was 'n, kom ons noem dit 'n strategiese plan, dat hy deur sy verskynings, dit onomwonde maak, ek het waarlik opgestaan. Want maak nie saak aan wie en waar hy verskyn het nie. Die resultaat was dat hulle hom herken het. Dis hy. Dis Jesus. Iets is anders. Hy het 'n opgestane liggaam gehad. En dan daardie vermoë, iets wat hy nooit gedoen het as mens, om net te verskyn nie, om net in 'n vertrek te manifesteer, al is die deur toe. Maar ten spyte daarvan, nog steeds 'n stuk menslikheid gehad het om te sê, hier is my hande, hier is die gate, kom steek jou hand in my sy, kom voel die wond. En as jy dit bymekaar sit, dan word dit makliker. In die tyd waarin ons leef, met alles wat geskryf word oor die onmoontlike, dat hy nie kon opgestaan het nie. Dan besef ons, hier het iets bonatuurliks gebeur. Die opstandingskrag van God het hom waarlik laat opstaan. Al die getuies is daar. En uit hulle getuienis kan ek en jy dan saam bely, hy het waarlik opgestaan. So kom ons deel met mekaar
hierdie getuienis. Voor ons daar kom, ek dink die belangrikste wat ons vir mekaar moet sê, terwyl ons vanoggend aan die Here se Gees geleentheid gee, om in my en jou lewe in te spreek. As ek die vraag antwoord en ek sê ja, ek glo hy het waarlik opgestaan, is deel van daardie belydenis, die opstandingskrag van God is deur die inwoning van sy Gees in my. En waar sy Gees in my is, kan ek nie dieselfde bly. So kan ek 'n tweede vraag net as 'n subteks onderlos. Hoe het sy opstanding my lewe verander? Paulus se getuienis was die duidelikste. Ek was 'n vervolger, maar sy opstandingskrag het my 'n navolger, 'n verkondiger gemaak. Een van die beste wat daar was. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Wat sê die Here verder vir haar? Moenie bang wees nie. Gaan na my broers toe. Sê vir hulle, ek het die Here gesien, sê sy toe vir hulle. Baie interessant. In die Grieks as ons lees die woord gebruik. Kom ons begin by leermeester. Kom ons begin 'n treukie terug. Hoe sy hom herken het? Aan sy stem. Die oomblik toe sy stem hoor, het sy geweet dis hy. En onmiddellik het haar aanspreekvorm verander. Leermeester. Sy herken hom as die een wat ek volg. Ek stap in navolging van hom. En dan as sy hom bekendstel aan ander, die een wat sy gesien het, sê sy, ek het die Here gesien. Onmiddellik 'n ander manier van sien en aanspreek. Hy is nie meer die Jesus voor die kruisiging nie. Hy het die Jesus wat opgestaan het geword. En as die Grieke dit lees, was dit vir hulle maklik om raak te sien. Want die woordgebruik en keuses van woorde sê alles. Dieselfde met die ander vroue. Hy het voor hulle gestaan, hy het hulle gegroet. Weereens, die stem. En onmiddellik het hulle geweet, en wat doen hulle? Hulle het sy voete gegryp. En hulle het hom aanbid. Vir hulle sê hy ook, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers. Gaan dra die boodskap. En van die opteken van hierdie gebeure word daar ook gesê, in hierdie oomblik was daar 'n aardbewing. In hierdie oomblik het die engel verskyn. In hierdie oomblik het die engel die onmenslike gedoen om alleen daardie klip weg te rol wat die graf toegemaak het. In hierdie oomblik kon hulle die eerste wees om te sien wat is in die graf. Nie net dat hy leeg was nie, die doeke het daar gelê waarmee hy toegedraai was. Weereens al die vrae wat aangespreek sou word geantwoord deur die eerste rangse getuienis van hulle wat daar was, hierdie vroue. Dit was nie 'n oop graf waar hulle aangekom het, dit was 'n toegraf. Maar toe daai bo menslike krag van een engel om die klip weg te rol, toe sy leeg. Maar die doeke is daar. Iemand het nie gekom en die liggaam gesteel in die nag nie. Hy wat in die doeke was, het die doeke afgehaal. En hy's nie meer hier nie. En soos hy telke male verskyn, in 'n toevertrek net daar is, het hy as opgestane Here die vermoë gehad, ten spyte van die klip, om homself uit hierdie graf te neem. En dan die vrouens, die stem, onmiddellik die herkenning. En ek en jy die voorreg om die Here se stem te ken. Ons leer dit in sy woord. Dis sy stem, klok helder en duidelik vir my en jou. En daarom kan ek en jy nie anders as om sy stem onophoudelik in te neem nie.
Want dan sal ons in die alledaagse gang van die lewe sy stem hoor. Of dit in die woorde is van iemand anders, of van hulle doen en late. Maar ek en jy sal weer dat ons weet, hier is die Here besig om my pad te kruis op 'n bo-natuurlike wyse. Jesus verskyn aan die Emmausgangers, toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken. Hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Gaan na Jerusalem. En wat verkondig hulle daar? Die Here het regtig opgestaan. So wat doen die Here met sy opstanding? Hy kry vir hom 'n kerngroep ooggetuies. En wat is die primêre boodskap wat hulle moet gaan bring? Hy het opgestaan. Wie het opgestaan? Die Here. Die hele debat rondom sy kruisiging, is hy waarlik die seun van God? Is hy die Here? Hier kom die getuies en sê, hy, die Here, het waarlik opgestaan. 'n ander moment, wat besonders is van die Emmausgangers. Waar het hulle die Here herken? Aan tafel. Waar hy besig was om die brood te breek. Ons het Vrydag gesê, die tafel van die Here was die plek waar hy homself gedeel het. Rondom die tafel. En hier, hulle het so lank en saam met hom gestap. En as hulle nou terugkyk, sê hulle, ons het daai warm gevoel gehad, hy is nie sommer net iemand wat saam stap nie, maar dis waar die gevoel gestop het. Maar waar ons sit om die tafel, en die oomblik toe hy die brood breek, die gewaarwording, dis hy. En dan doen die Here as opgestane Here iets. Hy verdwyn. Om sy nuwe karakter te openbaar. Ek is nie meer Jesus van Nasaret voor die kruisiging nie. En dan kom hulle belydenis, hulle getuienis. Hy het waarlik opgestaan. Jesus verskyn aan sy disippels. Nou die interessante is, dis net 10 van hulle. Uiteraard Judas is nie meer deel daarvan nie, maar Thomas is ook nie hier nie. Nou ons ken vir Thomas, ons weet sy naam beteken twyfelaar. Thomas is die ou wat jy maar kan op staat maak, hy sal die kritiese vrae vra. Dit moet vir sy verstand helder wees, hy moet duidelike antwoorde hê, daar's niks meer fout nie. En as baie van ons vandag, wat 'n kritiese verstand het, 'n verstand wat ontleed. Die wonderlik is dat die Here vir ons ook hier ruimte gemaak het. Thomas moes nie hier gewees het nie, hy sou Thomas 8 dae later, in dieselfde konteks, saam met die ander, sou hy dan sê, maar vra jou vraag. Toe Jesus met die disippels gesels het om te sê, hy gaan weg, Johannes 14, dus Thomas die ou wat sê, nou verstaan ek niks nie. Waar jy gaan nie? Ek het geen idee. Gee my net 'n bietjie meer aanduiding, waar is die plek? Thomas die ou hier nie teenwoordig nie. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie, Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Inderdaad was hulle bang. Die deure was gesluit. Hulle het nie geweet wat gaan voorlê nie. Die een wat hulle geloof geanker het, is gekruisig. Wat nou? Maar dan sê die Here vir hulle, vrede vir julle. Ek stuur julle. Weereens die opdrag. Ek wil hê julle moet gaan. En wat moet die inhoud wees? Gaan vertel net wat julle hier beleef het. Dink jouself daarin. Hulle is in 'n toevertrek. Hulle is bang. Hulle weet wat gebeur met Christene. Hulle het gesien wat het met Jesus, wat die vergestalting van die Christendom was, gebeur het op Goeie Vrydag.
Hulle het die skare gehoor wat skree, kruisig hom, kruisig hom. Hulle het beleef hoe die Christendom en hy wat bekend gestaan het as die seun van God, hoe vyhandig die omgewing geword het. So uiteraard hulle onttrek hulle. Hulle sluit alles toe, hulle is bang. En dan, bonatuurlik is Jesus in hulle midde. En hulle het onmiddellik besef, dis hy, ons Here. Maar sonder Thomas het nie een van hulle die behoefte om aan hom te raak of wat nie. Hulle het net spontaan geglo. Hulle het gesien, hulle het aanvaar. Die een wat wil sien en vat, was nie daar nie. Dan stuur hy hulle uit en sê, gaan met my vrede, gaan deel dit. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, Jesus gekom, tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande. Bring jou hand, steek hom in my sy, moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die, wat nie gesien het, en tog glo. Jesus het baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Thomas se belydenis het 'n kragtige belydenis geword. Die vraag wat Thomas gehad het, het baie ander gehad. Die behoefte om te sien en te glo, as ek gevat het baie ander gehad. En hier kom die Here en hy spreek dit aan. Voordat Thomas nog vra, sê hy, bring jou hand. Kyk, hier is my wonde. Vat jou hand, steek dit in my wond en my sy. Sodat jy kan glo. En dan kon hy die boodskap gaan bring, verander. En die Here sê, geseënd is die wat kan glo sonder dat hulle dit fisies beleef het. En dis ek en jy. Ons het nie meer die voorreg om na hom toe te stap en ons hand in sy wonde te steek nie. Maar ons het Thomas wat vir my en jou ingestaan het. Wat daai kritiese vrae gevra het, wat die Here nie bang was om te antwoord nie. So ek en jy kan nog steeds die vrae vra. Die Here het reeds voorsien in Johannes 20, toe hy aan Thomas verskyn het, om ook vir ons wat daai vraag wil vra, te antwoord. En nou word ek en jy deel van wat hy hier sê. En geseënd, gelukkig is ek en jy wat glo. Al het ons nie dit fisies kon sien nie. So is die Here besig om die legkaartstukke by mekaar te sit. Die volgende was by die see. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, dan sal julle iets kry. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Hoekom is dit belangrik om te sê die disipel vir wie Jesus baie lief was? Want dit was 'n spreekterm in daardie tyd. Almal wat dit gelees het, het presies geweet, wie is hierdie disipel? Dis Johannes, die seun van Zebedeus. Hoekom is dit belangrik dat hy by die naam genoem word, dat die wat dit lees besef, hy is 'n ooggetuie, want hy het die hele spektrum deurleef. Hy was teenwoordig, toe Jesus gebid het in Getsemane. So in die gesellige gesprek, as daar vir hom gevra is, het hy waarlik opgestaan, kan hy sê, ja, maar weet ek, dit het begin in Getsemane. Ek het gesien, hoe hy bloed sweet, hoe hy worstel, hoe hy geweet het wat vir hom voorlê. Dis dieselfde een wat by die kruis gestaan het, vir wie Jesus sê, seun, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. Sorg vir mekaar, versorg mekaar. En weer eens die leser sien, dis hy, daai disipel, wat hiervan gepraat word.
Wat sê hy as hy die Here sien? Hy bely. Dit is die Here. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Die ooggetuie wat eers sê, dit is die Here, se woord dra gesag. Hy was in Getsemane, hy was by die kruis, vir hom het Jesus persoonlik gesê, dis jou moeder, kyk na haar, versorg haar. Hulle het geweet. Was nie nodig om vrae te vra nie, was nie nodig om te sê nie. Maar vir my en jou in die tyd waarin ons leef, 'n kragtige stuk van die legkaart van sy opstanding en die getuies wat daar was, ooggetuies, om dit dan te sê, dit is waar. En 'n bietjie later in hierdie gedeelte, gaan die Here verder en sê vir Petrus, maar ek wil herstel wat verkeerd gegaan het. Ook belangrik vir my en vir jou, want ek en jy leef ook in die bedeling van die opgestane Here. Ek en jy kan dalk dieselfde worsteling hê vanoggend wat Petrus gehad het. Here, maar u weet wat ek gedoen het. Hoe kan ek nou in u diens staan? Hoe kan ek nou vir u iets beteken? Hoe kan ander 'n woord glo wat ek sê as ek praat oor u? 3 keer sê die Here vir Petrus, die kriteria is jy lief vir my? Is jy lief vir my? Is jy lief vir my? Dis al wat hy hom vra 3 keer. Die Here gaan nie terug en sê, onthou jy het my verloor nie. Onthou, nee. Net dit, is jy lief vir my? As Jesus sê, wat is die groot gebod? Wees lief vir God. En die tweede wat daarmee gelyk staan, versorg jou naaste. Wat sê hy vir hom? Is jy lief vir my? En as hy sê ja, gaan doen dan wat? Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Gaan wees lief vir ander. Versorg hulle. Dis wat nou oorbly, totdat ek eendag weer kom. En dis vir my en vir jou vanoggend, om saam te vat, ten spyte van ons verlede, ten spyte van wie en wat ek en jy is, en gedoen het, of nog steeds doen. Die tyd is hier om te sê, dankie Here, dat U ook vir my net een ding wil vra vanoggend. Is jy lief vir my? En as die antwoord ja is, weet jy, my opgestane krag deur my Gees is in jou, en wat moet jy daarmee doen? Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Die hoe daarvan is in my en jou hande. Die donker wolk, wat die aard en omvang daarvan mag wees in my en jou lewe, as sy kind, is weg vanoggend. Saam met die son wat vanoggend opgekom het, dis weg. Ek en jy staan voor hom, en hy stuur ons. Laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Versorg ander, met wat hulle ook al mag nodig hê. En dan 'n laaste opmerking, ander verskynings van Jesus. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. So, wie is aan die woord? Paulus. Nou, jy moet vir Paulus waardeer, vir wie hy was. Perfectionist. As hy 'n ding gedoen het, was daar een manier, dis die regte manier. Hy is die ou wat 'n ding 10 keer gelees het, voor hy die punt neergesit het. Toe hy Christene vervolg het, het hy dit met oorgawe gedoen. Nadat die Here hom omgekeer het, het hy die Here gevolg met oorgawe. Presies, calculated, soos hy hier begin om iets te sê, wat doen hy? Moenie net glo wat ek sê nie, en hy haal breedvoerig ander getuies aan. Net om te sê, dit wat ek nou met julle deel dra gesag,
Maar moenie net my woord daarvoor vat nie. Hier is die ouens met wie julle kan gaan vergelyk. Gaan navraag doen as julle wil. Hy het aan Sefas verskyn. Daarna aan die 12. Daarna aan meer as 500 tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. So kontak hulle, gaan vra as julle wil. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. So nadat hy nou breedvoerig gesê het, wat ek nou met julle wil deel, kan julle verifieer. Dis Paulus. Ek waardeer hom vir wie hy was. Daarna heel laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. So hy is ook duidelik oor wie hy was. Ook as hy hierdie wonderlike boodskap dra, voor iemand nog kan sê, ja, weet jy wie hy was? Hy sê, ek weet wie ek is. Hoe sal ek myself beskryf? Die ontydig geborene. Hy ag homself in geen manier of waarde nie. Die geringste van die apostels. Ek weet daar is ander wat veel groter was as ek, en hulle doen en late. Ek is die geringste. En dan sê hy, en ek weet, ek is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie. En dan sê hy, vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Die element van hoop. Dis een van die groot dinge wat sy opstanding en sy opstandingskrag wat in my en jou is, vir my en jou bring. Daar is hoop. Daardie hoop gee elke tree saam met my die pad van die lewe. En ek en jy kan nie sonder hoop leef nie. 'n Mens wat nie hoop het nie, is in 'n sekere sin van binne dood. Die oomblik as jy my hoop wegvat, sterf ek. Daar's interessante navorsing gedoen oor Auschwitz. Die persone wat dit oorleef het, daar's een element wat almal in gemeen gehad het. Hulle het hulle hoop behou, ten spyte van die absoluut onmenslike en wreedste omstandighede. En dis wat Paulus hier vir my en jou probeer kom sê. Ek en jy lewe met hoop, en dit maak dit ons anders leef. Na sy opstanding. Ja, vat ook, as hy sê, my genade vir jou is genoeg. Hy het met die Here geworstel. En niemand van ons sal ooit weet, wat was die doring in die vlees nie. Maar ja, wat was die uitkoms van die gesprek? My genade vir jou is genoeg. En kom ons vra vanoggend vir mekaar, wat is die doring in ons vlees? Om by 'n punt te kom om te sê, sy genade in my lewe is nie te vergeefs nie. Dalk is ek en jy vanoggend daar om te sê, maar hierdie doring in my vlees is so groot, nie eers genade kan daaroor spoel nie. Dan wil ons vanoggend uit die woorde van hom kom sê, Here, dankie. Eerstens dat u genade elke dag vir my vars en nuut en genoeg is vir die dag. Maar dankie dat u genade in my lewe nie te vergeefs is nie. Dit wil ek vanoggend op opstandingssondag opnuut eer, maar ek wil dit my eie maak. Ek wil daaruit leef. Sluit af met 2 skrifgedeeltes. En ons sien in die middel die oop graf. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 wat saam met hulle was, bymekaar. Wat sê hulle? Die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Efesiërs 1. Verder bid ek ook, dat julle sal agterkom, dat die krag van God wat in ons werk sterker as enigiets anders is. Ons het gesien hoe geweldig daardie krag regtig is. Toe God Jesus uit die dood laat opstaan en vir hom die belangrikste plek in die hemel gegee het.
daardie selfde krag werk ook in ons as Christene. Ons het Vrydag saam bely dat Jesus gesterf het. Vandag het ons die voorreg om saam te bely dat hy opgestaan het. Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. As jy dit saam met my wil sê, doen dit nou. Die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Dit stop nie daar nie. Daar's 'n ander stuk van sy opstanding wat ons ook moet bely. Daardie selfde krag werk ook in ons as, en ek wil nie sê Christene nie, as sy kinders. Daardie selfde krag werk ook in ons as sy kinders. As jy vrymoedigheid het, sê dit saam met my. Daardie selfde krag werk ook in ons as sy kinders. Here, ons kan maar net dankie sê. Dankie vir die opstanding. Dankie dat U die brug tussen God en mens met U kruisdood kom slaan het. Here, dankie dat U krag deel geword het van my lewe. In 'n eenvoudige voorbeeld soos hierdie ballonne, Here, dat 'n ballon net nie meer dieselfde is voor en na U opstanding nie. Dat ons as U kinders nie dieselfde ooit sal wees na U opstanding nie. U krag is en bly deel van my en elkeen van ons se lewens. Dit gee my hoop, Here. Dit gee my vreugde, vrede. Daar is 'n vooruitsig dat dit nuut sal wees, ook in my lewe. Here, dankie dat ons dit vanoggend kan vier. Weer ons eie kan maak. Dat ons saam kan sê, hy het waarlik opgestaan. Sy opstandingskrag is in my. Amen.